Julle kan my huis toe gaan. Sy het gesê vandag. Geliefdes, kom ons bid. Hemelvader, U is ons Vader. Seën ons tyd saam, is ons gebed in Jesus naam. En almal sê, Amen. My geliefdes, jy kan gerus jou sitplek neem. Namens Johan en Mariska wil ons elkeen van julle verwelkom by hierdie baie besonderse geleentheid. Voor ek enigiets verder sê, wil ek baie graag net so pastoor Paul en sy pragtige vrou Mizaan Smit, die pastoorspaar van hierdie gemeente, baie dankie sê pastor Paul, dankie dat julle moeite gedoen het om in te kom en dat ons gesamentlik in hierdie mense se prentjie kan inleen en te sien hoe God dit wat 'n commitment is, 'n covenant kom maak. Nou met dit, John het gevra, ek moet baie vinnig maak, vir verskeie redes, ek wonder hoekom, maar laat my toe om net 'n oomblik te vat, om vir beide ouderpare en beide kante te sê, baie geluk. Ek gaan nie die voorreg hê om nou saam met julle te kuier nie, maar tyd saam met hierdie twee mense in my kantoor was goeie tyd. En ek het lief geword vir julle. En ek kan nie anders, buiten wat ek nou gaan predik, as om die Here te vra dat hy werklik waar sy doel met julle sal bereik. Julle is kosbaar en julle is spesiaal. Nou goed, voordat sy uitpaas en omkap, ek wil vinnig 'n paar verse lees en begin met die geleentheid. Ek haal vir ons die woorde aan waar die Here Jesus sy eerste mense roep, waar hy sy besluit neem om sy stem te laat geld en mense saam met hom op avontuur te nooi. Nou wat hier gebeur in Lukas 5 is, die hele aand is gesoute besigheidsmanne besig om vis te vang. Hulle het alles geprobeer, hulle kon niks regkry nie. En ons stel die storie op in Lukas 5 vers 5. Simon antwoord hom en hy sê vir hom, Rabboni of meester, ons het die hele nag hard gewerk, maar ons kon niks doen nie, ons het niks gevang nie, maar op U woord sal ons die net laat sak. Vers 6, en toe hulle dit gedoen het, het hulle groot menigte visse ingesluit en hulle net wou skeer. Daarop wink hulle vir hulle maats en die ander skuit om hulle te kom help. En hulle het gekom en al twee die skuite het vol geraak, sodat dit amper gesink het. En toe Simon Petrus dit sien, val hy neer op sy knie en hy sê vir Jesus, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Want verbaasdheid het hom aangegryp en almal wat by hom was oor die groot vangs wat hulle gevang het. Vers 11, en nadat hulle die skuite aan land gebring het, het hulle alles verlaat en Jesus gevolg. My geliefdes, ek gaan vra net so vir 'n oomblik, kom ons bid oor hierdie woord. Vader, ek wil bid dat baie sal wonder wat het Lukas 5 nou te doen met die huwelik, en ek wil amper sê absoluut niks. But there's something when there's a word from God and that I call my mate because we are better together, that I understand, Lord, when I'm in the presence of the Master, I need to be transparent. En die vierde ding wat hier gebeur het is, hy was verbaas. We must never lose our awe, not for God or for my mate. Here, ek het nooit my ontzag verloor met die persoon som wie ek op avontuur is. En Here, ek wil bid dat hierdie woord ons naby in die hart sal hou. Dat dit vir hulle sal ontvou, dat goedheid en guns hulle sal volg, is my gebed in Jesus naam. En as jy dit glo, sê saam. En amen, dit beteken ons bekragtig dit wat ons hier ervaar. My geliefdes, vinnig, terwyl ek met hierdie twee kosbare persone tyd spandeer, kom ek agter dit, hulle lewens belaai met mening, hulle droom, hulle het ideale, hulle het planne, hulle sien hulle toekoms nie net om dit te doen soos wat die wêreld dit te doen nie, en daarom, terwyl John by my sit en my rus kan ek met hulle tyd spandeer, besef ek hierdie twee mense het ergens iets gehoor wat die gemiddelde individu daar buite nie meer ervaar nie. Dis vir hulle belangrik om wat ook al hulle doen, te doen op die woord. Petrus kom by Jesus en hy sê, ek het alles geprobeer, maar het nie 'n woord gehad nie, in jou eie krag. If you do something without the word of God, I promise you, you might experience some success. Jy gaan dalk 'n sekere verwys van sukses ervaar, maar as God se woord daarin gekoppel word, wil ek jou beloof, dan ontsluit jy die moontlikheid van soveel goed wat na jou kant toe kan kom. En hier kom Petrus en hy sê, Here, ek ken jou nie, ek weet nie wie jy is nie.
Ons is gesoute visserman, ons het die hele aand geprobeer, maar niks kon ons regkry nie. Maar op u woord, wat ek vir julle twee wil sê is, julle begin vandag op 'n woord van God, wat God saamvoeg, kan geen mens kry. Die tweede ding is, hulle wink vir hulle maats. Why? Because we are better together. Ons is nie gemaak om alleen deur hierdie lewe te gaan nie. Hier roep hy sy maats saam wie om hierdie vangs van hulle vangs moes kry. Dit was nie net nog 'n vangs, dit was hulle vangs. Hulle het gedink hulle vang vis, maar eintlik het Jesus hulle gevang vir die avontuur waarop hy hulle wou lei. Hulle was sy eerste disippels wat het gesnap het en reg kon kry. En die Bybel leer ons hierso, buiten dat ons 'n woord moet hê en dat ons besef ons is beter saam met iemand anders, is die derde ding wat hier gebeur is, die Bybel sê, hy sê vir Jesus, gaan weg van my af, want Here, ek is 'n sondige man. Hy was transparent. Hier's die ding, Jean en Mariska, ons moet altyd transparant bly in ons huwelik. Ons is nie veronderstel om iets vir ons maats weg te steek nie. Ons is nie veronderstel om onderduimse goed te doen nie. Dis daar waar goed begin verkeerd loop. Jy moet nooit jou deursigtigheid voor God verloor nie. As jy dit doen, wil ek jou beloof, sal jy 'n suksesvolle huwelik hê. Daar moenie skelm goedjies of privaat goedjies of aparte bankrekeningkies of daai tipe van goed wees nie. Dis daar waar jy jou transparency opvoeter en dan kom die moeilikheid. Die vierde ding wat hier gebeur is, die Bybel sê verbaasdheid het Petrus oorval. You must never lose your awe for God. You must never lose your awe for your wife or your husband. Weet julle waar kom baie mense se huwelik in groot moeilikheid? As hulle begin meer verbaas raak oor 'n ander vrou of 'n ander man. En weet jy hoe gebeur dit? Die dag wanneer jy jou onnis vir God verloor. Wanneer jy jou verbaasdheid verloor oor wie die skepper is en jy die skepping is. Die dag as jy dit verloor, dan begin jy goed doen in jou eie krag. En dis hoekom mense maar deel van statistieke word. En in 'n kort neutedop het ek nodig om vir julle te sê, hier's 4 goed wat Petrus vir ons modelleer. 4 goed wat ek wil bid altyd by julle lewe sal bly. Nommer 1, bly by die woord. Nommer 2, julle is beter saam. Nommer 3, bly transparant soos wat jy kan. Nommer 4, never lose your awe, not for God or for your husband or your wife. Nommer 5, die laaste ding vinnig. Hier's dit met blaas my kop. Gesoute besigheidsmanne. Almal dink Jesus se disippels was arm. Dis nie waar nie. Hulle het hulle eie skeite besit. Hulle het vis gevang en hulle het op die markplein gaan verkoop. Met ander woorde, they had a means to make a good living. Hier kry hulle die geleentheid om vir die eerste keer 2 skeike vol vis te vang. Nog nooit het dit in hulle lewe gebeur nie. Ek weet nie van jou nie. Ek sal nie kan wag om op die markplein te kom en al die geld te maak, want vir die eerste keer in my lewe, kyk al hierdie visse wat ons gevang het. Niemand gaan glo ons het dit in een oomblik gedoen nie. They won't believe this catch. Wat my mind blow. Die Bybel sê in vers 11, toe hulle aan land gaan, toe los hulle daar die skippe met al daar die vis, en hulle stap Jesus aan, wat vir my sê, it takes courage to abandon your past, and to embrace your future. Gister se sukses, die oomblikke van tevore is net 'n fondasie. Daagliks moet jy kies om saam met Jesus op reis te gaan. As jy dit in jou huwelik kan bou, die woord van God. Ons is beter saam. Ons is transparante teenoor mekaar. Ons steek niks weg nie. Die vierde ding, we will never lose our all for God or His purpose for our life. En nommer 5, daagliks kies ons om agter hom aan te stap. Ek wil julle beloof, julle sal vangste vang wat julle verstom sal laat staan en ander sal voordeel daarby trek. Met min moeite sal julle baie bereik. Dis die storie van Lukas 5. Jesus nooi julle van vandag af op julle eie bootreis. Julle gaan julle eie visse vang. Hy het 'n woord vir julle. Hy sê beter gaan julle saam wees. Moenie dat ander stemme in my bly transparant teenoor mekaar, met nooit goed wegsteek nie. En dan hierdie powerful ding, bly verbaas oor wie God is en wat hy vir jou beplan. En daagliks kies om agter Jesus aan te stap. Kom ons bid saam. Here, dis u woord. U woord is waar. En Here, daarom wil ons as u kinders by u skaar. Wat sê u, Here? Soos Petrus gesê het op u woord. So wil ek bid. Dat John en Mariska vandag sê, ek het 'n woord oor hierdie man, ek het gebid, dis my man. Ek het 'n woord oor hierdie vrou, dis my vrou. En ons kies mekaar
En Here, ons gaan nou transparant teenoor mekaar bly, maak nie saak wat om ons gebeur. Here, ons gaan verbaas bly oor God se plan en hoe teenoor mekaar sal ons aanhou om aan te hou en daagliks, maak nie saak wat ons vorige suksesse of teleurstellings is nie. Wat gister gebeur het is gister, wat vanoggend gebeur het is van vanoggend. But daily I will make the intentional decision. I will follow Jesus. Here, as hulle dit doen, sal hulle saam oud word. Seën hulle huwelik, is ons gebed in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons gaan nou oor na die formele legging van die huwelik en ek wil vra vir die ringe, terwyl die ringe op pad is na vore, waar kry ons die ringe? Kom prinses. Ag, sy is te beautiful, sy is te pragtig. Dis mooi. Hallo. Jy kan maar vir hom Johnny ringe gee. Dis hy. Ag, sy's oulik. Julle kan dit so lank losmaak, John. Nee, wat is maklik? Hulle sê, die liefde van Jesus is wonderbaar. Wie het ook al jou daar probeer? Ja. There you go. Okay, sit hier. Wait, daar sê. John en Mariska. Kan julle eerlik getuig dat daar geen beletsel teen julle voorgenome huwelik is nie, dat jy vandag haar as jou wettige vrou en hom as jou wettige man neem? Wat antwoord julle? Ja. Nou kan julle mekaar die regte hand gee. John, die belofte wat jy nou maak. Ja, dis reg net so, 100%. Jy kyk, nie vir my kyk, jy trou nie my nie. Kyk diep in haar oë, want hier is die ding, John, jy maak nie net 'n belofte aan haar voor ons nie, maar jy maak 'n belofte teenoor die God wat in haar bly en eendag jou gaan rekenskap vra, wat het jy met my prinses gedoen? En daarom, John Venter, kan jy beloof en bevestig dat jy ons almal as getuie noem en dat die heilige God jou God is en dat jy haar kies om te deel in die heiligheid van die huwelikslewe in tye van voorspoed en teëspoed, gesondheid en krankheid, dat jy jou van alle ander sal weerhou om te dien, troos te belei, te lei en dat jy saam naby in die Here sal bly totdat die dood julle sal skei. Wat antwoord jy? Maar dit kan nou op jou beurt, om te hou die belofte wat jy maak is nie net aan 'n man nie. Ons is nie net getuies nie, maar jy maak ook 'n belofte teenoor die God wat in hom bly en eendag van jou rekenskap gaan vra, wat het jy met my prins gedoen? Daarom wil ek jou vra, beloof en bevestig dat jy neem as jou wettige man om te deel in die heiligheid van die huwelikslewe, in tye van voorspoed en teëspoed, gesondheid en krankheid, dat jy jou van alle ander sal weerhou om volgens Bybelse norme aan hom onderdanig te wees, om te dien en te bemin en geen losmaking te soek nie, totdat die dood julle sal skei. Wat antwoord jy? Goed, beide het 'n duidelike ja gegee. Julle het nou die voorreg om die ringe aan te steek as 'n teken van verbond. Jy kan dit sommer eers aansteek, Jean. En hier vandaan, wat hier gebeur is, ons beweeg nou van commitment na covenant, en jy kan dit nou ook by hom aansteek. En omdat hulle twee hulle beloftes afgelê het en ons die voorreg het om die ja uit hulle te kon hoor, wil ek sommer dadelik vra dat jy as gehoor saam met my sal staan, jou hande sal uitstrek, want ons gaan hierdie bootreis van hulle seën. Ons gaan vandag vra dat God se woord by hulle geaktiveer sal bly, dat hulle altyd mekaar sal kies en gereeld vir mekaar sal wink, dat hulle soos transparante sal deursigtig wees in die plan en die oë van die Here, dat hulle verbaas sal wees oor wat God vir hulle stoor het en daagliks sal kies om die pad saam met Jesus te stap. Met dit, Vader, is dit my voorreg om meneer en mevrou aan U voor te hou. En ek wil bid, Here, wat ook al dormant en onaktief in hulle lewe is, dat dit in hierdie oomblik geaktiveer sal word.
Vader, hulle het nie net 'n vinnige woord gevra. Hulle het gevra, Here, vir 'n woord wat vir altyd saam met hulle sal gaan. Mag hulle nooit hierdie dag vergeet waar hulle sê, dit maak nie saak wat met ons gebeur het tot hier, maar van hierdie oomblik af, ons gaan op reis saam met Jesus. En ek wil bid, Here, dat die woord hulle anker sal bly en dat hulle saam sal oud word. Ek wil bid vir hom wat priester, profeet en koning is, dat hy naby in die son van die heerlikheid sal bly. Here, soos ek my hand op hom sit, mag dit wees asof u self u hand op hom sit en vandag vir hom sê, John, ek gee jou wysheid en insig en raad en sterkte. Lei hierdie vrou, bly naby in my hart, wees lief vir haar soos wat ek lief was vir die kerk. Lê jou lewe voor haar neer en ek wil jou beloof, ek sal julle seën. Vir haar wil ek bid, Here, wat ook al u vir haar beplan, Here, of dit in moederskoot en die verwysing daarvan, I want to pray today, Lord, let your will be done in her life. Dankie dat dit vir altyd lekker sal wees om huis toe te gaan, omdat sy veilig sal voel by hierdie man wat so naby in God se son bly en daardie genoeg skade weer vir haar gee. Ek wil bid, Vader, dat haar drome sal ontlyk en wat sy gedroom het as kind, as jong tienermeisie, as 'n jong volwasse vrou en vandag as 'n vrou na God se hart, dat dit sal ontvou en met haar sal gebeur wat sy begeer. Mag u wil in haar lewe manifesteer. Dankie dat ons hulle kan afsonder en in hierdie huwelik kan inent by die waarwingerdstok Johannes 15. Dankie dat ek oor hulle kan spreek, Jeremia 33:3, 1 Korintiërs 2:9 en elke belofte wat God vir hulle het. Ek sluit af, Here, wees u die een wat vir hulle sê waar hulle moet visvang. Wees u die een wat vir hulle sê wanneer hulle partykeer moet teruggaan of vorentoe gaan. Wees u die een vir wie hulle ontzag het en verbaasdheid altyd deel van hulle storie sal bly. Jesus, wees u die een waar hulle daagliks sal kies, dat u voor hulle uitstap en hulle sal lei in alle waarheid. Heilige Gees, kom maak die twee een en verbind hulle in die plan in die hart van die Vader. Ons seën hulle huwelik dan nou, in die naam van Jesus, en ons dankie daarvoor, en almal sê saam met my. My geliefdes, omdat ons aan die landswette voldoen het en hulle beide ja gesê het ons die voorreg om te sien hoe hy sy tong, ek bedoel, jy mag jou vrou soen. Kom aan, soen jou vrou. Nee, jy moet nog die kamera, nog gesoen, nee, die kamera, nee. Ons geliefdes, wat 'n voorreg om aan julle voor te stel, meneer en mevrou Venter. Kom ons gee hulle weer lekker hande klap, baie geluk julle twee. 'n Praktiese reëling, julle gaan almal nou lekker saam loejuit en kuier, skoffel en eet en alles waarmee gepaard gaan. Herinner jouself wie sin jy is. Mag ek en meneer en mevrou Venter ons gaste vandag opdra en God se seën oor jou spreek. Moenie jou huwelik vanselfsprekend neem nie. Vir jou wat nog moet trou, vra God vir die regte persoon om saam met jou op reis te gaan en doen wat reg is in die oë van die Here. Ek gaan vra, ons gaan met 'n slotgebed afbid en dan gaan jy uitbeweeg vir die konfetti en vir die teken van die huweliksregister met die individue wie gereël is, bly net saam met ons agter. As ek jou nooit weer sien nie, mag ek jou eendag in die hemel kry. Goedheid en guns, ons geliefdes, kom ons bid vir mekaar. Vader, ek en meneer en mevrou Venter bid vir ons gaste. Ons wil bid vir elke huwelik en gesin teenwoordig. Ons kom spreek lewe. Here, dis die eerste ding wat hulle as man en manin nou saam doen. They bless their people. Here, op hulle troudag kom bid hulle vir hulle ouers en grootouers en familie en vriende. En Here, as man en vrou vra ons die bloed van Jesus oor ons as gesin. Wees saam met ons op hierdie avontuur. Lei ons in alle waarheid en seën elke poging. Ons bless ons gaste waar ons vandag bid ons dit in die naam van Jesus en ons dankie daarvoor. Amen. My geliefdes, goedheid en guns, ek sal eer jou, dankie vir jou, bless jou, lief vir jou, noem ook in my tata hoor. I don't know who needs this, but if you're tired of being strong
If you've been smiling in public but breaking at home, if you've been lying on your bed, staring at the ceiling, begging God to not let you wake up tomorrow, this is for you. If you've been abused, if you've been forgotten, if you're still bleeding from something you never told anyone, I wrote this for you. I don't want to impress you. I just want you to know you're not alone. So God, please hear this cry. Don't let the light in me die. God, I'm not okay. I know how to laugh in front of people, but I cry in my room every night. I know how to encourage others, but I haven't felt peace in weeks. I tell people God is good, but sometimes I don't believe it for myself. I'm tired of pretending. I'm tired of surviving. I'm tired of holding it together when everything is falling apart. I've lost people I love. I've lost myself. I can barely pray anymore. But if you're listening, please don't let the light in me die. God, don't let the light in me die. I know it's small, I know it's weak, but it's all I have left inside. I used to burn with passion. Now I'm just trying to stay alive. So please, don't let the light in me die. There's a girl who was raped at 13. Now she sits in church and hides her pain. There's a boy who never knew his father. Now he tries to be strong, but he cries in shame. There's a mother who buried her baby, a father who lost everything he owned, a widow sleeping on the floor tonight, singing worship songs alone. There's a man preaching every Sunday, but going through depression in silence. There's a woman who's tired of her body, starving herself to feel seen. There are people in this world who scream into pillows just to survive. God, I'm one of them. Please, don't let the light in me die. God, don't let the light in me die. Even if I stop showing up to church, even if I stop posting scriptures, even if my worship is just tears, still stay with me. Hold my hand in the dark. Sit with me in my shame, and please, don't let the light in me die. You see, God, this pain we don't post about, this trauma we laugh through, there are thoughts we never say out loud because we don't want to be judged. But you know them all, and you still love us. So if I never shout again, if all I can do is whisper, if all I can do is cry, let that still be enough for you. Please, don't let the light in me die.